Welkom by hierdie week se AMT politiese oorsig saam met Prof Theo Venter van die Noordwes Universiteit. Ons gesels natuurlik weer internasionale gebeure, plaaslike gebeure. Baie welkom Prof. My plesier. En dit was weer 'n besige week en dit lyk vir my as mens na verlede week kyk en die week van tevore, twee goed domineer maar die nuus op die oomblik. Die een is Donald Trump wat elke week iets nuuts doen. Nou wil hy tariewe op movies inbring. En die eerste vraag wat ek gewonder het is, gaan hulle nou die fliekkaartjies duurder maak? Of gaan hulle Netflix duurder maak? Waar wil jy 'n tarief op 'n fliek sit? Ek dink baie keer doen hy hierdie goed. Sommige net want hy het 'n idee gehoor en nou hardloop hy daarmee. So, dis Amerika. En die tweede ding is Suid-Afrika, die regering van nasionale eenheid. Dit lyk nou asof dinge stilweg aangaan, maar tog het ons vandag 'n baie belangrike hofsaak gehad wat die regering van nasionale eenheid weer onder druk plaas. Ja, ek dink as ons dalk daar's baie goed wat uit Amerika uit natuurlik kom, maar ek dink die ding wat nou op almal se lippe is met die hofsaak wat nou Dinsdag vandag wat ons nou opneem gebeur het. Wat is die nuutste wat uitgekom het? Ek weet daar's nou berigte wat sê daar begin nou weer druk tussen die ANC en die DA begin ontstaan. Goed, die hofsaak gaan oor nuwe regulasies wat afgevaardig is in terme van die indiensnemingswet. En dit is wat raskwotas kom ons sê net maar raskwotas vir verskillende sektore instel en ook voorstelle maak vir hoe dit moet lyk. Wat as jy na die kritiek luister teen hierdie regulasies, dit eintlik van 'n wit man 'n skaars item gaan maak, terwyl dit in sekere sektore alles wat beskikbaar is. Maar dit gaan verder, dit diskrimineer in die Wes-Kaap teen breinmense en dit diskrimineer in Natal teen Indiërs. Ja. En ek dink baie van hierdie argumente het vandag in die hof uitgekom. Die ANC kritiseer die DA vir hierdie hofsaak, want hulle sê die DA is teen transformasie. Die DA daarenteen sê, nee, ons is nie teen transformasie nie. Ons is saam met julle in die regering van nasionale eenheid en ons het een gemeenskaplike doel saam met julle en dis kom ons kry die ekonomie aan die gang. Ja. Hierdie soort wetgewing maak dit nog moeiliker om vaardige ouens te behou in sekere poste of in te trek in baie belangrike poste. So ek dink al twee het 'n redelike argument weet. Die howe het nou besluit, hulle gaan nie onmiddellike uitspraak gee nie, dit word voorbehou, wat beteken, hulle gaan eers 'n bietjie navorsing doen, maar ek dink weer eens, het die DA, soos met die hofsaak oor die begroting, 'n paar baie belangrike punte beet, in terme van die grondwet. En ek dink Solidariteit is 'n vriend van die hof, of is saam in die hofsaak, hulle weer sê, dat hulle 'n ooreenkoms met die regering gehad, dat suiwere, blaatante raskwotas ongrondwetlik is en nie toegepas gaan word nie, want hulle was by die internasionale arbeidsorganisasie daaroor. En hulle sê die regering verbreek nou 'n ooreenkoms. So ek dink hier kom 'n nuwe groot argument en persoonlik dink ek, as 'n mens die ekonomie wil laat groei, dan is die groot vereiste op die oomblik, is om pragmaties te wees en nie dogmaties nie. Wat is die verskil? Dogmaties beteken, jy het 'n sekere idee oor dinge en jy doen dit presies soos die handboek sê. Pragmaties beteken, die handboek gee vir jou 'n riglyn, maar die gebeure op die grond, die praktiese verskynsels, die vereistes van die mark, dit lei jou eintlik. In die agtergrond lê die idee, maar op die voorgrond is hoe pas ek hom toe? En ek dink dit is waar Suid-Afrika moet heen gaan. Groter pragmatisme. Nie alleen in die arbeidswetgewing soos nou nie, maar ook groter pragmatisme in ons buitelandse beleid. Ja. Wat Amerika nou insluit. Groter pragmatisme oor hoe ons finansies bestuur. Ek dink dit is die groot saak. Die probleem is, politieke partye kyk almal, en daar's nie een wat anders is nie, maar alle politieke partye kyk deur 'n ideologiese bril. Hulle het met ander woorde 'n plan, beloftes gemaak. Ja, hulle het 'n gameplan en hulle moet hierdie ding tot uitvoering bring. Dis eintlik hulle rigsnoer. Nou wat pragmatisme beteken, is jy moet
deur jou ideologiese bril kyk, maar jy kan miskien maar 'n bietjie 'n gekleurde lens insit. Kyk 'n bietjie anders. Moenie so strak en streng kyk nie. Hoekom hamer ek daaroor? Wel, ons lewe in geweldige veranderende omstandighede. Ja. Enige ou wat nou na die mark toe kom of na die politiek toe kom, moet 'n blueprint, want dis wat 'n ideologie is, 'n blueprint. Hy gaan foute maak, want neem byvoorbeeld die risiko-evaluering, die globale risiko-analise wat in Januarie gepubliseer is deur die Wêreld Ekonomiese Forum, wat gewoonlik 'n baie goeie indikator is vir wat is die risiko's. Dis in Januarie gedoen. Donald Trump is op die 20ste Januarie ingehuldig, of het kan die 21ste ook wees. Binne 'n maand na sy inhuldiging is daai risikowaardering useless. Ja, hy het die wêreld op sy kop gedraai. Nou, as jy nou met 'n blueprint werk, en jy lewe in 'n wêreld wat so vinnig beweeg, dan is jy net eenvoudig die heeltyd agter. Ja. En dis hoekom ek dink, in tye soos hierdie, met groot verandering, is pragmatisme as 'n benadering vir jou baie meer handig as dogmatisme of dogmatiese toepassing. Ja. En van my kant af, ek is natuurlik, ek hou van 'n ekonomie wat gaan dryf, wat vir ons voordele weer kan skep. En is dit die manier waar die DA en ANC bymekaar kan kom? Ek weet, om te sê, soos wat die DA nou doen, om te sê, kom ons probeer die ekonomie in die groei kry, en deur dit kan ons werksgeleenthede skep, ons kan, die ekonomie kan ryker wees, om die armes ook Wel, dit staan eintlik in hulle ooreenkoms. Die 10 partye wat die regering van nasionale eenheid gevorm het 3 goed met mekaar in gemeen. Almal het dit geteken. Ja. Hulle het gesê, ons heel belangrikste ding is, die ekonomie moet groei. Ja. Die tweede ding is werkskepping. En die derde ding is goeie regering. Nou, niemand kan eintlik met daai 3 goed baie groot probleme hê nie, want dit is die groot uitdagings in hierdie land, maar elke keer as dit nou by hierdie detail sake kom, lyk my, dan spat die vonke. Ja, mens moet net gaan kyk, weer eens soos Prof ook nou gesê het, om net so 'n bietjie van die ander aspek, of net van die ander, sy ideologie ook so 'n bietjie in te bring, en dalk by mekaar uit te kom, om te sê, kom ons groei regtig. Maar met dit genoem, hierdie arbeidswetgewing wat nou inkom, gaan dit nie meer die spotlight, die Engelse woord, kan op ons sit, veral van Amerika af nie. En my vraag is gaan daar sanksies teenoor Suid-Afrika kom, of kan dit net teen sekere ANC leiers kom? En as daar net sekere leiers in ag neem, wie is die leiers dan? Jy is heeltemal reg. Die woord wat hy gesoek het is kollig. Kollig. Ja. Ons het nou oor die movies gepraat. Dis kollig. In Amerika het daar 'n inisiatief in 2024 gekom om die verhoudinge tussen Suid-Afrika en Amerika te herevalueer. In die lig daarvan dat hulle gesê het Suid-Afrika is 'n bedreiging vir Amerika se nasionale veiligheid. Dit het nie ver gekom nie, want Biden was president. Maar dit het wel in die huis van verteenwoordigers is dit bespreek. Nou dieselfde ou wat daarbey betrokke was laas jaar, het dit sopas weer gedoen. Hy het weer hierdie wetgewing geïnisieer. Die wetgewing vra dieselfde as verlede jaar. Gaan kyk na Suid-Afrika, gaan kyk hoekom het hulle verhoudinge met Iran, wat is hulle verhouding met die Palestynë en met China en met Rusland en al hierdie Die hofsaak wat ons teen Israel instel, dit al daai tipe goed. Ja. En dit vra ook vrae oor wat die ANC plaaslik doen. So jy het heeltemal reg, hierdie arbeidswetgewing is een van die goed wat ons nou weer eens in daai kollig bring en op die Amerikaners. En wat hulle dan vra, of die voorstel wat hulle maak, is as hierdie wetgewing aanvaar word, dan gee hulle vir die Amerikaanse president 'n klomp kom ons moet gereedskapstukke om Suid-Afrika weer op 'n manier in lyn te bring as daar so vermoë is. En een daarvan is om sanksies teen ANC leiers in te stel op grond van die wandade wat hulle nou gepleeg het. Nou ek dink nie dit gaan eksklusief ANC wees nie. Ek dink iemand soos Julius Malema tender al lankal om op so 'n lys te wees. Ja. En dan kan daar 'n paar ander manne ook dink wat op die lys gaan wees. Nou as hulle sanksies teen jou instel, dan is dit nie asof jy net verhoed gaan word om Amerika toe te gaan met jou paspoort nie. Nee, die Amerikaners sirkuleer jou naam wêreldwyd.
Jy gaan sukkel om in Australië te kom, jy gaan sukkel om in Europa te kom, en al daai soort van goed. Jy gaan sukkel om met jou bankrekenings te werk, jy gaan sukkel dat jou kredietkaart nie wil werk nie, al sulke goed. So dit is 'n enorme sanksie, of 'n straf dan, wat op jou uitgebring gaan word. Nou, ek dink hierdie wetgewing staan 'n goeie kans om aanvaar te word. As hy nie nou aanvaar word, sal hy nooit aanvaar word. In die klimaat wat Trump geskep het, maak dit ideaal vir hierdie wetgewing om te aanvaar. En iets wat gaan sneuwel as hierdie wetgewing aanvaar word, is definitief AGOA ook. Die Amerikaanse wet waardeur veral landbouprodukte en motoronderdele en 'n klomp ander goed tariefvry in Amerika ingevoer word. En ons het natuurlik 'n geweldige handelsoorskot met Amerika, want Amerika koop meer by ons as wat ons by hulle koop. Want wat Amerika by ons koop is grondstowwe en die soort van goed, en natuurlik landbouprodukte. En op die tariewe terrein is ons nou in hierdie 90 dae waar alle tariewe wat aangekondig is nou afgaan na 10% toe, tot die 90 dae verby is, en dan sal ons nou weet wat is die finale tarief. Ja. So daar is 'n groot klomp navorsing wat op die oomblik gedoen word oor presies wat, en die amptelike reaksie van die Amerikaanse ambassade en die Amerikaanse handelsmense is dat die tariewe wat Suid-Afrikaners nou gaan betaal is AGOA plus 30%. Maar die 30% word nou afgebring na 10% toe vir die volgende 90 dae, of 3 maande. Met ander woorde, Mei maand, Junie, Julie. So aan die einde van Julie, dan gaan alles op na AGOA plus 30, indien ons nie met Amerika voor die tyd 'n handelsooreenkoms gemaak het nie. So hierdie handelsooreenkoms wat ons nou moet hulle beding, en ons het in die verlede gesê dat die kabinetsgroep wat dit nou moet bespreek, is Lamola, ons minister van buitelandse sake, ons minister van handel en nywerheid, Park Staal, en John Steenhuisen. Hulle moet dit nou met die Amerikaners bespreek, maar hier in die agtergrond sit hierdie wet wat hulle nou wil aanvaar met betrekking tot Suid-Afrika, en daar is 2 uitvoerende bevele teen Suid-Afrika oor Afrikaners en sulke goed. So is 'n baie komplekse omgewing om hierdie goed nou te onderhandel. Ja, dit gaan daai onderhandelinge amper onmoontlik maak vir daai 3 persone wat nou moet oorgaan. Jy soek mense met kundigheid. Jy soek nou mense wat die Amerikaanse konteks verstaan, en jy soek ouens wat nie openbare uitsprake gemaak het teen Donald Trump nie. Al dink 'n mens, watter ander staatshoof sal 'n grap maak van die paus, homself in 'n foto van die paus sit? Dit kan net Donald Trump wees. Nou, vir my is dit snaaks en dit is humoristies, maar lyk vir my die meeste Rooms-Katolieke wat ek ken en met wie ek gepraat het in die laaste paar dae, het maar betreklike humorfeilures oor hierdie storie. Hulle dink nie dis baie snaaks. Hulle het nie gedink dis baie snaaks nie. Prof, ek wil vra, is daar sekere persone teen wie die sanksies moontlik kan ingaan as daar sekere name is, of is dit moeilik om nou te sê? Nee, ek dink daar's beslis sekere name. Wat nou gaan gebeur, en ons gaan moet baie fyn kyk daarvoor, in hierdie wetgewing, om die wetgewing te aanvaar, is 'n klomp prosesse nodig, soos maar in ons parlement ook. Daar is komiteevergaderings, hulle gaan vra vir voorleggings, hulle gaan vra vir mense wat sterk standpunt wil inneem daarteen en so aan, en ek dink daai name gaan daar figureer, en ek dink die name wat daar gaan figureer, is veral name wat te doen het met uitsprake rondom verhoudinge tussen wit en swart, verhoudinge tussen landbou en nie landbou en daai soort van goed. So ek sal verbaas wees as Ramaphosa se naam daarop is. Dit sal vir my baie vreemd wees. Ja, maar ondertoe in die ANC, 'n klomp heethoofde, rogue elements as jy dit so wil noem. Ek dink hulle name gaan daar wees, en soos ek sê, ek dink dit is maklik om te dink aan Julius Malema. Ek dink dit is maklik om te dink aan Jacob Zuma, en ek dink die wetgewing gaan moet verander. Hulle kan nie net sê ANC-leiers nie, hulle gaan moet sê politieke akteurs in die Suid-Afrikaanse politiek wat hulle skuldig maak aan A, B of C. Ja. Dan kan hulle dit beter doen. Soos dit tans geformuleer is, dink ek hulle gaan nie ver kom nie. Ja.
Yes, baie interessant. Baie dankie prof. Dit is altyd interessant prof te gesels. Ons tyd nou so 'n bietjie uitgehardloop, maar ons gesels weer verder volgende week. Hopelik meer nuus oor die uitspraak van die hofsaak wat die DA en die ANC nou het. En natuurlik ook meer oor die tariewe uit Amerika uit. So bedank prof baie en hoop dit is 'n goeie week wat voor lê. Dis reg so. Ja, prof.